Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Welkom by Straatwys. Nou, dis vir ons ongelooflik maklik om mense te oordeel. So maklik soos wat ons altyd sê, judging a book by its cover. Een kyk, een sin, een post, een fout en ons dink ons weet presies. Maar die ironie is, ek en jy verstaan presies hoe kompleks elkeen van ons is. Hoeveel laai het jy nie? Hoeveel teenstrydighede is daar nie in jou nie? Hoeveel stories is daar nie in een mens nie? Ons wil hê mense moet ons 'n kans gee, vir ons spasie maak, met ons geduld hê, mense wat ver is en mense wat naby is. Ons wil hê mense moet sê, ek sien jou, ek hoor jou, en mense wat sê, jy mag wees net wie jy wil wees. Maar ons leef vroeg in ons lewe, dit werk nie altyd so nie. Baie van ons leer dit al in ons ouerhuis, waar mense sê, hoekom is jy so? Soos my ma altyd gesê het, moet jy altyd anders wees? Of wat is fout met jou? Of 'n mens doen nie dit nie, of jy moet anders wees. En ja, baie ouers het dit gedoen met die regte motief van beskerming, van liefde, van vrees vir jou toekoms, maar ook oor hulle eie vrees. Maar maak nie saak wat die motief was nie, die boodskap het geland en jy het 'n manier aangeleer van leef, wat sê, om te wees tot op die been toe, is nie welkom nie. En so pas jy aan, so maak jy kompromieë, jy leer om maskers te dra en jy begin toneel speel. En iewers diep binne in jou sit daar die regte jy en broei. Maar hier is die ongemaklike waarheid, jy is nie uniek in hierdie bootjie nie. Almal sit daarin, selfs jou ouers, selfs die mense wat jou gevorm het. Ons dink, praat en leef dikwels soos ons glo ander van ons verwag. En nou leef ons in 'n wêreld wat obsessief soek na die waarheid, na daardie een waarheid. Maar meer as dit, 'n wêreld waar mense oortuig is dat hulle dit besit, dat hulle dit het. Hulle is reg, hulle verstaan die lewe, hulle manier van dink is die manier. En met hoop teorieë en aanhalings en oortuigings en studies word almal wat anders dink verkeerd verklaar. Daar's 'n ou wysheid wat sê, om te dink dat jy reg is menslik. Om te dink dat jy die enigste een is wat reg is, dis die oorsaak van alle probleme. En voor jy jou oë uitvee, het jy jou eie hofsaal gebou. Jy is die judge, die jury en die executioner. En hoe slimmer jy is, en hoe meer vernuftig jy is, hoe beter bestuur jy daardie hof. Maar selfs in regstelsels, selfs in daardie Amerikaanse films, is daar iets wat hulle van praat wat sê, reasonable doubt. Maar in ons daaglikse lewe, dan gee ons mekaar min daarvan. Nou staan vandag so 'n oombliekie terug, haal 'n bietjie asem, Karen. Kyk net, moenie eers oordeel nie. Kyk na die wêreld, kyk na die oorlog wat daar buitekant op hierdie stadium aan die gang is, oor idees, geloof teen geloof, denkraam teen denksysteem. Kyk nader in Suid-Afrika, kyk maar net na die pyn en lyding en woede en hartseer en rasisme en haat, asprisheid, oordeel en veroordeling. En kyk nog nader, kyk na jou eie kring, jou eie verhoudings, jou stikkende verhoudings, misverstande, stiltes wat daar is. En ek hoor myself soms dink, as ek in die oggend opstaan en ek kyk na hierdie goedes, dan sê ek, can't we just all get along? Is dit nie tog wat die Bybel vra nie, wat sê, salig is die vredemakers, julle moet mekaar lief hê, sê die Bybel. Maar dit gaan nooit begin, as jy wag vir die wêreld, of vir ander om dit eers te doen nie. En hier lê die skuif, dis nie 'n kits oplossing nie, maar 'n skuif binne in jou. Die skuif begin hier, by die eerlike besef, dat jy eintlik lankal al dit binne in jou weet, wat sê, ek is nie volmaak nie, glad nie. Ek het nie al die antwoorde nie, al klink en voel dit soms vir my so. Al praat ek hard, ek het nie die antwoorde nie. Want ons almal dra pyn, ons almal dra trauma, nie net jy nie. En onder alles lê dieselfde een belangrike ding, vrees. Die vrees om nie gesien te word nie, nie gehoor te word nie, nie te behoort nie. Die oomblik wat jy van jou troontjie afklim, besef jy, ons is almal meer eenders as wat ons baie keer dink. Ons het almal daardie selfde behoefte. So om iemand die voordeel van die twyfel te gee, beteken nie jy verloor jouself nie, of dat jou idees nie vir jou mag sin maak nie. Dit beteken net, jy gee 'n ander plek, jy gee vir hulle spasie, jy gee hulle 'n spreekbeurt en 'n bestaansreg. Selfs al stem dit nie saam met wat jy op hierdie oomblik dink nie. Dink maar aan hoe Jesus dit gedoen het, wat ek en jy so maklik sê, wat ons navolg. Hy het mense nie eers reg gemaak, voordat hy hulle lief gehad het nie. En miskien is dit waar die vrede begin, nie by wie reg is nie, maar by wie bereid is
om ander te laat wees in die lewe en 'n spreekbeurt en 'n bestaansreg te gee. So koop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.